Saterdag 20 Desember lees ek vir ons uit Prediker 3 vers 12. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Die outeur van die boek van Prediker het op 'n plek in die lewe gekom wat hy deur godsdienstige oortuigings en perspektiewe ontnigter is. Hy het dit teen hulle godsdienstige modelle en resepte wat allerlei verklaringe vir die lewe aanbied. En Prediker is frustreerd, want daardeur het gelowiges God in 'n boksie geplaas, waarin God se mag en invloed beperk word. Daarom trek hy die dinge in twyfel en probeer daardeur sy lesers tot 'n dieper insig begelei. God is groter as ons resepte. Elke oomblik van die lewe met die geheimnis van sy teenwoordigheid gevul, waarvan die waarheid opnuut in oomblikke in ons deurbreek. Wanneer 'n mens aan die einde van die jaar oor die gebeure daarvan terugdink, bring dit 'n mens by 'n besondere plek uit. Ons dink nie net aan die goeie tye en probeer van die slegte van die jaar ontslaa raak nie. Ons kom tot die insig dat die Here ons ook op 'n besondere manier in die goeie en die slegte tye, in die uitdagende tye en die moeilike tye gevorm het. Bid saam. Here ons God, U wat die tye en die seisoene van die lewe in U hand hou. Ons kom voor U met Prediker se wysheid in ons harte, dat daar vir ons niks beter is nie, as om bly te wees en die goeie van die lewe in oorvloed te gaan geniet, terwyl ons die asem het wat U vir ons gegee het. Leer ons, Here, om die eenvoudige gawes van elke dag raak te sien, die oomblikke van genade, die vreugde in die gewone, die vrede wat kom wanneer ons goed doen verander. Maak ons harte lig, Here, nie ligsinnig nie, maar vol van vreugde, wat uit U kom. Laat ons vreugde nie afhanklik wees van ons omstandighede nie, maar geanker in U teenwoordigheid. En Here, herinner ons dat die tyd wat ons het, U geskenk is. Laat ons dit wys gebruik, met dankbaarheid, met liefde en met goedheid. Amen.